Welkom by Bybelstudie nommer 12 en dit gaan oor die beheersing van die tong. Goed, so ons lees die teksvers vanaf Jakobus 3 vers 1. Hy sê, moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Ons sit stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk, selfs skepe, hoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk, watter klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Want elke soort wilde dier en voël, kruipende dier en seedier, word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Nou in hierdie gedeelte is Jakobus besig om ons te vermaan om versigtig om te gaan met die woorde wat ons spreek. En dan ook te let op die bron van waar hierdie woorde vandaan kom. Nou die totstandkoming van die hemel en die aarde het plaasgevind nadat God skepende woorde gespreek het. Ons het nie daardie tipe skepende woorde wat die Here het nie. Hy het gespreek en dinge het gebeur, dinge het tot stand gekom, die aarde is geskape met alles wat daarop is. Dit is nie die soort woorde wat ons as mens besit nie. Tog besit ons woorde wat 'n kragtige vermoë het. En hierdie vermoë word saamgevat in Spreuke 18 vers 21. Hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou kan ons oplet dat die Bybel praat op baie plekke van die tong, maar nie so seer van woorde nie. Hy verwys na die tong, omdat die tong natuurlik die oorsprong van woorde is, maar die woorde is nie noodwendig verbale woorde nie. Woorde kan ook handgebare wees, woorde kan ook geskrewe woorde wees, woorde kan ook uitgebeeld word in tekeninge wat 'n mens maak. Mens kry baie keer hierdie graffiti teen mure en daardeur word iets gesê, daar is 'n boodskap wat oorgedra word. So dit is nie so seer verbale woorde nie, maar daarom praat hy van die tong, want die tong is die plek van oorsprong vir op watter manier die woorde dan ook al oorgedra word. So as ons nou kyk na 'n paar sleutelwoorde wat in hierdie gedeelte voorkom, hy begin met die leermeesters, hy praat met die leermeesters en sê hulle sal strenger geoordeel word. Nou as Jakobus spesifiek die leermeesters aanspreek, dan beteken nie hy sluit die ander uit nie, maar die leermeesters moet baie strenger let op die woorde wat hulle spreek, omdat 'n leermeester het 'n autoriteit op die plek waar hy aangestel is. So het 'n dosent wat op universiteit is, het 'n autoriteit oor die kinders of die mense wat hy leer. Daar is sekere doktrines of dogmas wat hy kan oordra in woorde na mense wat na hom luister, en omdat hy 'n autoriteit het, daarom neem hulle aan wat hy sê. So is daar baie mense wat in 'n autoriteitsposisie is en wat die vermoë het of wie se vermoë 'n groter inslag sal hê as iemand anders wat dieselfde dinge spreek, maar wat nie in daardie posisie is nie. So wat die leermeesters, wie hulle ook al is, wat die leermeesters ook al spreek, en mense luister daarna en hulle vorm hulle denke of hulle lewenswyse na gelang van dit wat gespreek word, gaan die Here natuurlik, dit wat daarop gevolg het, gaan die Here natuurlik van die leermeesters eis. So hulle gaan strenger geoordeel word. Nou woorde struikel, as jy nie struikel nie, is jy volmaak, en om jou hele liggaam in toom te hou. En dit is menslik om verkeerde woorde te spreek, maar indien iemand dit kan regkry om nie verkeerde woorde te spreek nie, dan struikel hy nie, en as hy nie struikel nie, dan sê die skrif, maar dan het hy eintlik by 'n mate van volmaaktheid uitgekom. Hy het by daardie punt uitgekom waar hy beheer kan uitoefen oor dit wat hy sou gesê het, want dit is so maklik om iets te sê, maar as jy daaroor beheer kan neem, dan kan jy ook oor jou hele liggaam, eintlik oor jou hele lewenswandel, kan jy ook beheer neem. En
dit het natuurlik nogal redelik te maak met selfbeheersing, né? Of lankmoedigheid, in plaas dat jy haastig is om iets te doen, wag jy eers 'n bietjie. Ons het dit ook in 'n vorige Bybelstudie het ons ook daarna gekyk, om stadig te wees, om te praat, maar vinnig om te luister. So luister eerder in wat die antwoord behoort te wees, eerder as om net vinnig te praat. So Jakobus het ons daarop ook al gemaan. En dan vergelyk hy dit met stange in die perde se bekke en 'n skip se roer. Nou baie groot skepe het bestaan uit ter duisende tonne maat uit, maar daardie hele skip word in beweging gebring deur 'n enjin, maar waarheen hy gestuur word is 'n baie klein roer. Dit is 'n baie klein gedeelte. Perde se bekke is dieselfde. Perde word in oorlogssituasies gebruik in die Bybelse tyd. 'n Koning ry op 'n donkie wanneer hy gaan en 'n vredesbesoek bring, dan ry hy op 'n donkie, maar wanneer die koning op 'n perd klim, dan is daar moeilikheid. So dit is die sterk perde met die groot krag wat gebruik word, en dan word daardie perd in toom gehou, net deur 'n stang in sy bek. Dis al wat nodig is om daardie hele perd in toom te hou of om los te laat, dat hy met al sy krag gaan en gaan doen waarvoor hy op daardie stadium gebruik word. En dan sê hy, nou die tong is ook 'n baie klein ledemaat en hy roem hom op goeie dinge. En dit is geweldig wat die tong daartoe alles in staat is. Om 'n oorlog te begin, het net 'n paar woorde nodig, en dan ontketen dit natuurlik kan duisende of derduisende mense kan betrokke wees in een of ander aksie wat net 'n paar woorde geverg het. Dit is 'n geweldige impak wat woorde kan hê op jouself, op die mense om jou, of ook op 'n land, of ook in die wêreld. Maak dit saak wat mense sê. Daar is mense wat 'n geweldige impak het op ekonomie, en baie mense sit en wag en hulle luister wat die president van die Reservebank byvoorbeeld sê, en dan as hy sê die rentekoers word verhoog, dan het dit 'n ripple effek deur werklik die hele land. In die markte het dit 'n effek. Dit het oral 'n effek, en dit was werklik 'n paar woordjies wat gespreek was, maar dit het 'n geweldige effek van wat dit kan vermag. Dit is net soos om in 'n groot bos te gaan 'n klein vuurtjie aan te steek, en as jy weer sien, dan brand daar die hele bos af. Dit het by 'n werklike klein vuurtjie het dit begin. En dan sê hy, maar die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. En so lê daar in die vermoë wat die tong het, lê daar 'n afbreekende vermoë, daar lê ook 'n skepende vermoë. En in daardie afbreekende vermoë sê hy, maar dit is ook soos 'n vuur. Dit is soos 'n vuur wat jy iets mee aansteek, en jy het iets begin, maar jy kan dit nie weer keer nie. Baie keer kan dit wat gesê word, kan nie weer teruggetrek word nie. Jy het dit gesê en dit is verby, en jy kan niks daaraan doen nie, maar dit het 'n geweldige gevolg van wat daarna gebeur. En dan sê hy, dit word uit Gehenna aangesteek. Nou, Gehenna, vir die mense wat geluister het toe Here dit gesê het, hulle weet presies wat is Gehenna. Dit is 'n klein gebied wat oos van Jerusalem lê. As jy deur die Kidron Vallei gaan, kom jy by Gehenna uit voordat jy by die Olyfberg uitkom. So hier tussen hierdie twee is daar 'n vallei, en daar is Gehenna. Nou Gehenna was 'n plek wat natuurlik afgodediens plaasgevind het, offers het daar plaasgevind, en dan toe later het dit natuurlik nou die plek van oordeel geword. Dit is waar baie keer lyke gegooi was. Dit is die plek wat Dawid van sy vyande doodgemaak het, was juist daar gewees. Later het dit 'n weggooi plek vir vullis geword, en in daardie plek het almal geweet, dit verteenwoordig uit 'n plek van oordeel. So wanneer iets nou heeltemal sleg en gedaan is, en niemand wil dit meer hê nie, gaan gooi dit in Gehenna, en daar word dit brand gesteek, en daar is, kan ek my voorstel, was dalk gedurig so bietjie van 'n rook wat getrek het, en 'n reuk wat daar was, en dis 'n plek waar niemand wou gekom het nie. Dis 'n plek wat almal vermy het, tensy daar een of ander oordeel plaasvind, juis in Gehenna. En nou sê hy, die tong word daaruit aangesteek, uit daardie plek van oordeel en van vullis en van weggooi en van verlatenheid. Dit is die plek waaruit
die tong aangesteek word. En as die tong van vuur van Gehenna aangesteek word, dan word dit aangesteek met 'n doel van oordeel, en dan is dit wat die tong dan spreek, dan steek hy ook weer 'n vuur aan van waar daardie woorde kom. En dan sê hy, geen mens kan die tong tem nie. Dan moet mens daarop let, dat as hy sê 'n mens is nie in staat om die tong te tem nie, dan beteken dit sal iets bonatuurliks moet wees, om dan daardie tong in toom te hou. As dit dan nie 'n mens is nie, as dit nie in my en jou vermoë is om ons eie tonge te tem nie, dan sal daardie tong getem moet word vanuit 'n eksterne bron. Nou 'n mens weet as kinders klein is en hulle groei op, dan gee kinders nie om wat hulle sê nie. Hulle is nog op laerskool en daar kom byvoorbeeld 'n kind in die skool wat anders lyk of wat die een of ander gebrek het of wat net anders is, dan sal hulle nie skroom om daardie kind te spot nie. Hulle sal daardie kind uitlag en allerlei name gee en hulle gee nie om wat se effek dit het op 'n ander kind nie. En dan soos wat die kinders groter word, moet hulle natuurlik geleer word. Hulle moet geleer word om hulle tong te tem. En dit is die ouers se plig om kinders te leer om reg te praat. Jy kan nie net enige iets praat nie. Dit is nie hoe dit werk nie. En daardie kind moet geleer word. So 'n kind gaan deur 'n leerproses om tog sy tong in toom te hou, en dit kom nie uit homself uit nie. Dit kom natuurlik uit sy ouers uit wat hom dit leer. Maar wanneer jy nou groot is, dan is daar nie meer iemand anders wat jou tong tem nie, en dan moet daardie tong nog steeds in toom gehou word, en dit gaan uit 'n eksterne bron uitkom. Hy sê die tong is 'n onbestendige kwaad en vol dodelike gif. En die eienskap van dodelike gif het hy bygevoeg. Buiten dat dit 'n verterende vuur is, het dit sommer nog dodelike gif ook. En ja, dit is inderdaad so dat 'n mens uit jou woorde wat jy spreek, kan jy iemand anders se moed so breek of so afkraak, of iemand kan so verbaal mishandel word dat daardie persoon eintlik in hulle wese, in hulle gees te sterwe kom. Mens loop dit van tyd tot tyd raak, waar mense werklik so deurgeloop het deur iemand se skerp tong, dat hulle eintlik alles opgegee het, hulle het die moed opgegee, en hulle het in hulle gees het hulle dood gegaan. Hulle kom by die punt waar hulle sê, ek gee nie meer om wat gebeur nie. En dit is werklik nie die punt waar enige iemand moet kom, waar jy nie meer omgee wat gebeur nie. Nee, die Here het gesê, hy het gekom om ons lewe te gee, 'n lewe in oorvloed. En dit is waarin hy wil hê ons moet lewe, is 'n lewe van oorvloed. So, die Here het gekom om vir ons met sy woorde natuurlik te bemoedig, want hy het die woorde van die ewige lewe. Nou, die tema wat ons natuurlik hieruit kry, moet ons altyd onthou, Jakobus het hierdie gedeelte geskryf aan die bekeerde Jode, hulle wat reeds die evangelie ontvang het, hulle wat reeds vir Christus volg, hulle is bekeerde Jode, en nou bly hulle in die diaspora. Hulle is verstrooi uit Jerusalem uit, hulle bly in ander lande, en nou skryf hy hierdie brief aan hulle. En wat hy aan hulle skryf is nie so seer 'n brief van vermaaning omdat hulle verkeerd lewe nie. Hierdie is eerder 'n brief van bemoediging om hulle daarop te laat let, hoe lyk 'n lewe wat in Christus welgevallig is. En dan spreek hy die dinge aan wat ooglopend in die mense se lewe natuurlik nie na wense is nie, waarna hulle moet oplet, daardie dinge in orde kry, sodat hulle Christus welgevallig kan lewe. En dit is vir hulle wat hy aanspreek, en die hele boek van Jakobus gaan oor werklik fundamentele probleme, en net soos wat hy met hulle gepraat het, omdat hulle uit hulle bekende omgewing uitgekom het, Christus aangeneem het, in 'n kom ons sê maar in 'n vyandige omgewing gaan woon, waar hulle ander gebruike gaan teekom, hulle gaan ander mense hoor praat, hulle gaan ander manier en dinge van doen gaan hulle sien, hulle gaan ook kom by plekke waar daar ander tipe aanbiddings is, maar wat teenstrydig is met wat die Here van hulle vra, omdat hulle dan Christene is, soos wat omdat hulle vir Jesus Christus aangeneem het, en nou sy volgelinge is, en nou moet Jesus gereflekteer word, ook in hulle woorde, nie net in dade, nie net in voorkoms nie, maar Jesus moet ook gereflekteer word in die woorde wat hulle spreek. En dit is waarmee Jakobus besig is. Hy is besig om hulle, kom ons sê, op te voed en te leer hoe lyk 'n heilige Christelike lewenswandel. En dit is natuurlik dieselfde wat hy vir ons sê. Ons was ook eens vyandig gewees, ons was ook in die wêreld, ons het nou tot bekering gekom, ons het dinge van die wêreld afgelê, en nou moet ons leer
hoe dit is om 'n Christelike lewenswandel te hê. Maar Jakobus het hier ook spesifiek melding gemaak van die leermeesters, en dit is omdat daardie leermeesters 'n autoriteit het, omdat hulle gesag het, omdat dit wat hulle sê baie groter saak maak as wat iemand anders dieselfde ding sal sê, maak hulle woorde baie meer saak. En daarom moet leermeesters baie strenger let op wat hulle met hulle tong maak. Wat is die uitlatings wat gemaak word? Wat is die uitwerking van hulle spraak? Nou, dit is menslik onmoontlik om altyd woorde te spreek wat stigtend en vertroostend en opbouend en bemoedigend ensovoorts is. Dit is nie altyd moontlik nie, want niemand het by volmaaktheid uitgekom nie. En dit is so maklik dat daar nog 'n verkeerde woord kan uitglip. So maklik dat 'n mens daai bietjie selfbeheersing verloor en jy sê 'n woord of jy sê iets wat net eenvoudig nie gesê moes gewees het nie. Maar dit is so maklik. Dit is omdat ons as mens ons tong nie kan tem nie. Dit is die Here se woord. Ons kan nie. Ons is nie daartoe in staat om ons tong te tem en altyd net die regte ding te sê nie. Nou, die Jode het goed geweet wat Gehenna is. Hulle het geweet waar dit is. Hulle het presies die omstandighede van Gehenna hulle geweet, en as dit die assosiasie is wat Johannes maak van waar die oorsprong van die woorde nou vandaan kom, dit kom uit Gehenna uit, dan het hierdie mense presies geweet waarvan hy praat. En ek dink nie hulle sou geassosieer word in hulle woorde met 'n afstootlike plek soos Gehenna nie. So ek het 'n goeie idee dat die Jode wat hierdie brief ontvang het presies geweet. Hulle het nie gewonder wat Jakobus bedoel nie, toe hy gesê het, jou tong word uit Gehenna uit aangesteek nie. Hulle het geweet die afskuwelikheid van Gehenna. Nou, vir ons is natuurlik bietjie anders, want ons ken nie Gehenna nie, ons weet nie hoe dit daar lyk nie, maar uit die bietjie inligting wat ons het, weet ons dis 'n plek waar niemand wil kom nie. Dit is 'n plek van oordeel, dis 'n plek wat jy nie eers mee geassosieer wil wees nie. Ek dink nie eers 'n mens wil vir iemand sê ek was by Gehenna gewees nie. Nou, in die 33 vertaling word Gehenna vertaal met die hel. En die hel is 'n afstootlike plek waar niemand wil wees nie, maar waar daar 'n plek van totale oordeel is en waar daar vuur is. Die vuur van die oordeel brand in Gehenna. Jakobus sê maar dit is daardie vuur wat aangesteek word, waarmee jou woorde aangesteek word, en jou woorde brand met daardie selfde vuur van vertering, brand jou woorde nou verder. Die bevestiging van wat ons lees in Jakobus is natuurlik reg deur die Bybel, maar Jakobus het baie voortgebou op die bergpredikasie van Jesus. As ons na die bergpredikasie kyk, dan sien ons baie die soortgelyke strekking daar waar die Here baie algemene dinge aangespreek het, en dan het die Here riglyne gegee en hy het sy wil uitgespreek teenoor baie dinge. So het Jakobus dit ook gedoen. Ook as mens kyk na Spreuke. Spreuke is 'n versameling van wysheidsleer, en daar is baie kort stukkies wyshede wat geskryf is in die boek van Spreuke, en Jakobus bou baie voort op dieselfde styl. Jakobus was natuurlik ook 'n broer van Jesus gewees, so ek glo hy het Jesus se leer het hy baie goed geken, hy het sy woorde het hy gehoor. So Jakobus was daar. As hy Jesus se broer is, dan was hy daar, het Jesus gehoor praat, en Jakobus praat so half in dieselfde styl. So in Matteus 12 vers 33 tot 37 kan ons dan lees, en dit kom uit Matteus uit, of julle beskou die boom as goed en sy vrugte as goed, of julle beskou die boom as sleg en sy vrugte as sleg, want sy vrugte word die boom immers geken. Ander geslag, hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer goeie dinge na vore, en die slegte mens bring uit die slegte skatkamer slegte dinge na vore. Ek sê vir julle, van elke onbesonde woord wat die mens kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Want op grond van jou woorde sal jy regverdig word, en op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. En dit is geweldig as 'n mens dink dat vir alle woorde wat 'n mens sê, die 2020 vertaling praat van onbesonde woorde, en dit is woorde wat 'n mens kwytraak, dalk in 'n oomblik van woede, of in 'n oomblik waar jy nie regtig mooi gedink het nie, of in 'n oomblik van geïrriteerdheid, en woorde wat 'n mens
kwytraak, iets wat jy sê, maar jy moes dit nie gesê het nie, want daai woorde was nie tot stigting gewees, dit het gesny, dit het seer gemaak, en hy sê, jy gaan verantwoording doen daarvoor. So vir elke woord, nou ons het al baie woorde gespreek, en as 'n mens dan dink, jy gaan teruggevat word, en jy gaan verantwoording moet doen vir al daardie woorde. As die Here nie in sy groot barmhartigheid jou natuurlik genadig is, soos wat ons in 'n vorige Bybelstudie ook gehoor het nie, waar hy jou die ongeregtigheid nie toereken nie, maar het word gedoen op grond van die barmhartigheid van wat jy bewys, gaan hy natuurlik die oortredinge gaan hy afskryf. So dit hang van onsself af. Matteus 5 vers 21, dit kom uit die bergpredikasie uit. Hy sê, julle het gehoor dat daar aan die voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en wie moord pleeg, is strafbaar voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat kwaad is vir sy broer strafbaar is voor die gereg. Wie vir sy broer sê raka, strafbaar voor die Sanhedrin, en wie sê jou dwaas, is strafbaar in Gehenna met sy vuur. Nou dit is geweldig as ons hier kyk en Jesus vergelyk woorde wat jy spreek, vergelyk hy met 'n oortreding uit die 10 gebooie uit, jy mag nie moord pleeg nie. Nou moord pleeg vergelyk hy dan met iemand wat kwaad is. En hy sê al twee hierdie tipe oortredinge staan gelyk aan mekaar en hulle is strafbaar voor die reg. Nou die reg kan ons sê is iets soos 'n landdroshof. So as jy moord gepleeg het, dan gaan jy landdroshof toe. Dit is waar jy geoordeel gaan word. As jy vir iemand kwaad is, net kwaad is, dan staan jy strafbaar voor die landdroshof. Geweldig. Vir kwaad en moord hou die Here op dieselfde posisie. Maar as jy vir jou broer sê raka, dan is jy strafbaar voor die Sanhedrin. Nou die Sanhedrin in daardie tyd, as dit nou moet vergelyk, dan sal die Sanhedrin sal die Hooggeregshof wees. So as jy vir jou broer net kwaad is jy verantwoordbaar voor die landdroshof. As jy vir jou broer sê Sanhedrin, sê raka, dan is jy strafbaar voor die Hooggeregshof, die Sanhedrin. Dit is geweldig. En dit is net 'n uitlating wat jy gemaak het, en raka beteken, jy sê vir jou broer, jy is goed vir niks. Jy beteken niks nie. Net om vir iemand anders te sê, jy is niks werd, beteken jy het 'n groter oortreding begaan as wat jy moord gepleeg het. En jy sal met verantwoording doen voor die Hooggeregshof, die Sanhedrin. En dan sê hy, as jy sê jou dwaas, is jy strafbaar in Gehenna met sy vuur. Die 33 sê, dan is jy strafbaar in hel. En dit is nog erger. So dit is 'n ewige straf wat jy gaan ontvang, net om te sê jou dwaas. Nou jou dwaas beteken, jy sê jy's stupid, of you're a fool. Net om te sê you're a fool in Engels, of jy is stupid in Engels, of net om te sê, man, jy's dwaas. Dit is al wat jy vir iemand hoef te sê, en dan is dit so groot, dit is so 'n groter oortreding as wat dit is om iemand dood te maak, dat jy strafbaar is in die hel. En dit is die soort krag wat woorde het. Dit is in watter mate die woorde wat 'n mens spreek, iemand anders so seer kan maak, so kan afbreek, so 'n vuur kan aansteek, so vol gif kan wees, dat die Here sê, daarvoor gaan jy strafbaar wees in die hel. En dit is geweldig as 'n mens daaraan dink. Dan voel dit vir 'n mens, jy wil eintlik maar die hele dag net luister en nooit iets sê nie. Spreuke 26 vers 27 sê, wie 'n vanggat grawe, val self daarin. En wie 'n klip rol, na hom kom dit terug. 'n Valstong haat die wat hy verpletter het. Gladde mond bewerk 'n ramp. Hierdie is woorde wat gespreek word. Dit is 'n valstong, iets wat jy in valsheid uitgespreek het, 'n beskuldiging wat jy gegee het. Ons het al geleer van die gees van Simei. Dit is valse beskuldigings. En dit is geweldig wat die uitwerking van 'n valse beskuldiging is op die ander persoon, en natuurlik ook op jouself as daardie beskuldiging nie die waarheid is nie. En 'n gladde mond bewerk 'n ramp. En dit is so baie wat 'n mens by iemand kom wat 'n gladde mond het, wat aan jou 'n ding verkoop wat jy nie wil hê nie, maar hy hou aan en sy mond is so glad, later oortuig jou om hierdie ding te koop wat jy nie wil hê nie, en as jy hom klaar gekoop het en daardie man is weg, dan kom jy agter, maar jy moes hom eintlik nie gekoop het nie. Hier is nou vir jou 'n probleem. 'n Gladde mond bewerk 'n ramp. Woorde wat gespreek is.
Dan is daar natuurlik in Jeremia 23 vers 9 tot 40, daar lees ons van die profete wat sê, so sê die Here, en dan sê hulle iets, en dan sê die Here, maar hy het dit nooit gesê nie. Mense wat kom en in die naam van die Here nogal spreek en sê, die Here het so gesê, en dan was dit nie hy gewees. Dis valse profete, so daar kan ons ook lees, en dit kom weer heeltyd terug, woorde wat gespreek is, tong wat nie onder beheer is nie. Nou die interpretasie hiervan is natuurlik voor die hand ligging, kan mens eintlik sê. Ons almal praat die hele dag, ons het baie woorde wat ons kwytraak, en ons woorde beïnvloed natuurlik mense. Nou dit is nie net in 'n godsdienstige situasie of praktyk waar 'n mens moet let op jou woorde nie, want baie mense het baie gesag, en dis hoekom ek praat van die leermeesters. Politici het 'n geweldige invloed op volgelinge. Hulle kan mense oortuig tot 'n sekere denkwyse. Kan hulle mense oortuig, hulle daardie invloed het politici. Akademici het 'n geweldige invloed op die mense wat hulle leer, wat onder hulle is. In 'n klassituasie kan hulle dogmas of doktrines kan hulle leer vir mense wat nooit so gedink het nie, maar wanneer hulle met hulle klaar is, dan is hulle anders denkend. En ja, dit is akademici wat dit kan doen. Aktiviste is mense wat ander opsweep om ook te dink soos wat hulle dink. En hulle is baie sterk oor wat hulle glo. En dan sal aktiviste gaan en hulle sal 'n luidspreker kry en hulle sal 'n klomp mense begin oortuig om ook te dink soos wat hulle dink. En uiteindelik een of ander opstand of oproerigheid aan die gang te sit. So dit is mense wat deur hulle woorde 'n oortuiging kan doen, en sulke goed stuur natuurlik gewoonlik op 'n ramp af, want enige aktivis is gewoonlik in rebellie met die autoriteit wat daar is. En dan is daar natuurlik die YouTube en Instagram en TikTok influencers, soos wat dit genoem word, mense wat 'n groot invloed uitoefen, en daar is van hierdie mense wat miljoene volgelinge het, en nou volg hulle op grond van wat hulle dalk sê, of hoe hulle aantrek, of 'n produk wat hulle het, of 'n lewenstyl wat hulle het, en daar is 'n wyd uiteenlopende hoeveelheid dinge waaroor hulle mense beïnvloed. Dit kan filosofie wees, dit kan denkwyses wees, dit kan oortuigings wees, dit kan kleredrag wees, en hierdie is influencers, soos wat dit genoem word, en hulle het 'n geweldige invloed op dit wat hulle sê, en op volgelinge wat hulle volg. Party van hulle het letterlik miljoene volgelinge. So as hulle vandag iets sê, dan hoor oor 1 miljoen mense hoor dit in 'n baie kort tydjie, en hulle neem dit aan. Hierdie mense het 'n invloed in wat hulle sê. Geestelike leiers natuurlik 'n geweldige invloed op mense se lewens, en dit is hoekom Jakobus die leermeesters baie vermaan om te let op wat hulle sê, want jou geestelike leier se invloed op mense is die verskil tussen ewige lewe en ewige dood. As jy iets verkeerd verkondig, of as jy die Here se woord verdraai, of as jy nie die waarheid spreek nie, dan gaan die mense dit aanneem, en op grond van leuns of op grond van 'n verdraaiing gaan hulle lewe, maar dit gaan hulle na die verderf lei. En daardie mense se bloed gaan geëis word van die leermeester wat hulle geleer het. Net so is dit ook die leermeester wat deur sy woorde, wat die waarheid van die woord spreek, wat die evangelie bring, wat redding verkondig, wat sonde aanspreek. Hulle beïnvloed mense om te verstaan dat daar 'n probleem gaan wees wanneer jy jou lewe nie in orde kry volgens die Here se woord nie, maar as jy dit doen, lê daar vir jou die ewige lewe voor. So geestelike leiers het 'n geweldige taak op hande, en dit is om mense reg te leer, want as jy hulle verkeerd leer, dan is dit die verskil tussen lewe en dood. En dit is geweldig dat Jakobus spesifiek praat met leermeesters. Nou die tong is van nature die enigste lid van die liggaam wat nie beheer kan word nie. Hy sê vir ons, ek as mens kan my eie tong nie beheer nie. Dit is nie vir my as mens moontlik nie. Selfs met die beste bedoeling glip daar iets uit. Dit beteken dat die tong nie deur die mens getem kan word nie, maar dit moet deur 'n eksterne bron getem word wat nie ek is nie, en dit sal natuurlik dan die Here wees. Die Here het die mag daartoe, die Heilige Gees in my kan my tong beheer, hy kan my tong tem. Iemand wat in nederigheid lewe in afhanklikheid van die Here sal ook toelaat dat die Here sy tong tem en in toom hou. Onthou nou,
Hierdie brief van Jakobus is geskryf aan bekeerde Jode en natuurlik dan vir ons vandag is dit geskryf vir bekeerde mense, Christene. Ons volg die Here. So dan weet ons dat as ons nie ons eie tong kan tem nie, dan sal die Here dit kan doen. Maar nou moet ons in nederigheid buig voor hom en ons moet toelaat dat die Here die temwerk doen aan my tong. En dalk gaan dit 'n bietjie skuurwerk en knipwerk wees om daardie tong van my in beheer te kry. Die woorde wat ons spreek het 'n groter invloed op die lewens van mense as wat 'n mens besef. 'n Mens besef baie keer nie wat is die uitwerking van wat jy gesê het nie en wat mense daarvan onthou nie en wat het in hulle lewens gebeur net deur 'n paar woorde wat jy gespreek het. 'n Mens hoor dit baie keer veral ons in ons bediening waar ons as herders voor 'n gemeente staan en jy het 'n boodskap vir 'n Sondag. Jy lewer jou boodskap vir die gemeente, hulle hoor en na 'n lang tyd dan kry jy getuienis dat dit wat jy gesê het die een of ander uitwerking op hulle lewe gehad. Hulle het dit onthou en daar het iets gebeur of hulle het iets gaan doen of hulle het besef by hulle self is 'n probleem, hulle het iets in orde gaan kry en dan het jy lankal vergeet van daai boodskap wat jy gegee het. Dit was dalk al 'n paar maande gelede en dan sal mense dit lank daarna nog steeds onthou. En dis werklik 'n paar woorde wat jy gespreek het, maar self het jy nie geweet wat die impak van daardie boodskap sou wees nie, of daardie preek sou wees nie. Jy besef dit nie, waar dit heen gegaan het, en daarom moet ons as herders versigtig wees in wat ons sê. Op sosiale media is natuurlik baie maklik om jou opinie te lig, of jou standpunt te stel, of om iemand sleg te sê. En vroeër jare waar jy voor iemand moes staan om hom byvoorbeeld nou te vertel wat jy van hom dink, was nie so maklik gewees nie, en dan mense sê nou maar vir my, maar in die moderne tyd waar daar sosiale media is, gee mense letterlik nie om wat hulle sê nie. Tikke e-pos, of jy tikke boodskap op WhatsApp of waar dit ook al is, jy tik hom en jy stuur hom, en jy sê net wat jy wil. En so kom dit by die ander een aan, en so word daar seer gemaak, en so word daar vure aangesteek, en so word daar gif ingeplant. En dit raak deesdae so maklik om die verkeerde ding te sê, so maklik om 'n vuur te versprei. So 'n mens moet bedag wees daarop. 'n Mens moet altyd daaraan dink, moenie iets sê van iemand wat jy voor daardie persoon sou gesê het nie. Dit maak nogal saak. Dit is maklik om iets agteraf te sê, maar sê dit voor die persoon. Nou ja, die begin van 'n oorlog of die einde van 'n oorlog is net 'n paar woorde wat nodig is om dit te begin of te eindig. Of 'n groot risie, of 'n groot probleem, of wat dit ook al is. Nou in refleksie kan ons natuurlik nou weer onsself gaan meet. Ons gaan meet onsself in die Here se woord, en dan kyk ons, reflekteer die Here. As iemand vir my hoor hulle die Here, of hoor hulle vir my? Is dit ek wat spreek, of is dit die Here wat deur my spreek? Is dit woorde van lewe, is dit van krag, is dit van stigtend? Is dit wat ek spreek opbouend, of is dit wat ek spreek afbreekend? Maak dit seer, sny dit. Verstaan ons dat slegs die Here my tong kan tem. Ek is nie in staat nie, ek kan dit nie doen nie. As my tong aan my oorgelaat word, gaan dit rof. Maar verstaan ek dat slegs die Here my tong kan tem. Verstaan jy die uitwerking van woorde wanneer dit met die vuur uit die hel vergelyk word? As Jakobus sê, as my tong aangesteek word met die vuur van Gehenna, en my tong is 'n verterende vuur, dan is die vuur wat ek daarmee aansteek dieselfde soort vuur as wat uit die hel uitkom. Verstaan ek die impak daarvan? Is dit belangrik dat mense na jou opinie van dinge luister? Baie keer het baie van ons so sterk opinie. Jy glo so sterk in dit wat jy nou glo, en jy gaan seker maak dat al die mense hoor dit. Hulle moet ook dink soos wat ek dink. Almal moet soos ek dink. Ek dink blykbaar reg en almal dink verkeerd, maar ek moet my opinie moet ek uitspreek, en ek moet aanhou. Dit is mens kry mense wat werklik fanaties is oor sy eie opinie van die een of ander saak, en waar hy ook al kom, sal dit net eenvoudig verkondig word. Is ek so iemand? Mense moet na my luister, of hulle nou wil of nie. Kan mense die Here se stem in jou woorde hoor? En hierdie is 'n vraag wat 'n mens se hand in jou eie boesem steek. As ek spreek,
kan die Here se stem gehoor word? Of is dit ek? En dit vra ons maar almal vir onsself. Nou daar's 'n paar punte om na te dink. Veral in 'n groepsverband kan 'n mens dit lekker bespreek. Ons tong het die vermoë om vernietigend te wees. 'n Mens kan dit 'n bietjie bespreek, dalk uit eie ondervinding uit vir iets wat 'n mens gesê het en jy kan jou tong afbyt, het ons mos die spreekwoord. Jy so spyt, jy het gesê maar is te laat. Mens kan dit 'n bietjie bespreek. Onbeheerbare tong spreek van 'n gebrek aan selfbeheersing. Wat het van selfbeheersing geword? In 'n vorige studie het ons gepraat, wees vinnig om te luister, stadig om te praat, te luister na wie? Te luister na die inspraak van die Heilige Gees. Mense het iets gehoor en nou moet ek luister wat die Heilige Gees vir my sê, wat is die antwoord wat ek moet gee? Of hoor ek iets en reageer onmiddellik? Ai jene, en ek vang my nog steeds dat ek dit self doen. Nadat ek nou hierdie Bybelstudie is, kom ek agter, maar ek is nog steeds te vinnig om net iets te sê, in steede daarvan om my selfbeheersing te hê, net 'n bietjie te wag. Here, wat sê U, is my antwoord. Hoogmoed kan verhinder dat ons tonge getem word, want dit beteken dat daar nie vernedering voor die Here is nie. Nou hoogmoed is iets waarmee ek my nek styf maak, en ek gaan my nie buig nie. Ek gaan ook nie luister na goeie raad nie, want ek weet mos nou die beste. As ek vol hoogmoed is, dan weet ek nie beste, so ek gaan ook nie luister nie. As ek nie kan buig voor die Here nie, kan ek ook nie toelaat dat hy my tong tem nie. 'n Ontembare tong dien nie jou naaste met liefde nie, maar steek vure aan. Mens kan dit 'n bietjie bespreek. Dien ek met dit wat ek sê, of steek ek vure aan met dit wat ek sê? Spreuke 15 vers 1 en 2 gee eintlik vir ons 'n goeie raad. Hy sê 'n sagte antwoord keer woede weg, maar 'n krenkende woord laat toorn opvlam. Die tong van wyses maak kennis lofwaardig, maar die tong van dwaase stort sotheid uit. Sagte antwoord keer die grimmigheid af. 'n Sagte antwoord in baie opsigte. En 'n mens weet as daar 'n argument ontstaan, dan aanvanklik sê jy iets en die ander een het 'n teenargument en dan op grond daarvan sê jy ietsie anders en nog ietsie anders en hierdie argument begin al hoe warmer te word en warmer en uiteindelik gee nie een van die twee partye meer om wat hulle sê nie. Hulle sê net wat hulle wil. Want hulle het so kwaad en so toornig geword dat hulle met maksimum impak die ander een wil seermaak of terugkry of wat ook al. Nou wanneer hierdie hele situasie nou sê maar geontlont is en die mense het afgekoel en dan is hulle so spyt oor wat gesê is. Maar 'n sagte antwoord in die eerste plek sou die grimmigheid, die woede wat kon uitbars, sou 'n sagte antwoord nie toegelaat het om uit te bars nie. En daar sou nie krenkende woorde gewees het wat die toorn laat opvlam nie. Sagte antwoord. En dit is natuurlik die tipe woorde wat die Here vir ons gee. As ons hom toelaat om ons tong te tem, dan gee hy vir ons sagte woorde wat nie toelaat dat enige toorn opvlam nie. Hy gee vir ons sagte woorde wat nêrens krenkend is nie. Jy breek nie af nie, jy sê nie sleg nie, jy veroordeel nie, niks nie. Maar jy verkondig die liefde en die woord van die Here. Nou as ons mense dit nou kort kan opsom, 'n ongetemde tong word deur Gehenna aangesteek en is 'n verterende vuur. Dis Jakobus 3 vers 6. 'n Getemde tong word deur die Here aangesteek. Dit is soet en dit bring lewe. Ons kan dit lees in Esegiel 3 vers 3 tot 4. Daar het die Here vir Esegiel gesê, vat die boekrol en eet dit. En toe het geëet het, toe sê hy, dit was in my mond soet soos heuning. En toe dit soet was en hy het geëet en hy die woord van die Here gesmaak hoe soet dit is, toe sê die Here vir Esegiel, goed, nou kan jy gaan en met die huis van Israel gaan spreek. Die Here het eers Esegiel se tong getem om die soetheid van sy woord gegee en nou sê hy gaan spreek met die huis van Israel. Dit is pragtig wanneer die Here ons tong tem. En dan as ons mooi hierna kyk, dan beteken jou tong is getem of hy is ongetem. Hy word aangesteek uit Gehenna uit of hy word deur die Here aangesteek. Die Here gee vir ons die woorde of ons kry dit uit Gehenna uit. En dit is geweldig as jy besef, maar hier is net twee. Nou in die volgende Bybelstudie gaan ons aan en dan kyk ons na die bron van daardie woorde waar dit vandaan kom. Hy praat van die fontein met soet en bitter water. Want dieselfde fontein kan nie albei lewer nie. Hy praat van seën en van vloek in die volgende Bybelstudie dan. Kyk ons wat die Here vir ons daar sê. Mag die Here elkeen ryklik seën.
Amen.